Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 9de Mei en ons is by Koffiekuier 939. Verskoon dat ek so klink, lyk my ek het iewerster of 'n lekker kop verkoue opgetel of 'n sinusontsteking, ek weet nie wat dit is nie, maar ek voel nogal nie te goed eintlik vandag nie. Ek wil graag met jou so 'n bietjie vanmôre deel oor die teksgedeelte waarby ons DV eerskomende Sondag in ons eredienste stil staan. En julle weet al, ons is besig so 'n bietjie om deur Handelinge te reis die afgelope tyd. Nou, iemand sê daaroor dat as jy die Bybel oopmaak en jy lees hier in die begin van die boek Handelinge, dan staan daar hierdie woorde om dit te beskryf, waarin die Bybelskrywers dan vir ons sê, die handelinge van die apostels. Nou, dis natuurlik so, dat dit wat die apostels gedoen het, dat dit hierin opgeteken word, maar eintlik behoort dit te wees die handelinge van God deur die Heilige Gees in die lewens van die apostels. Want dis God wat werksaam is deur hierdie mense, gewone mense soos ek en jy, wat onder leiding van die Heilige Gees en met hierdie passie vir die Here Jesus in hulle harte dan ook geleef het en gedoen het. En as 'n mens dan nou na die Handelinge boek gaan kyk en jy blaai deur die Handelinge, dan sien jy hierdie groot verhale van waar 3000 mense tot bekering kom. Groot gebeure in daardie tyd, die verspreiding letterlik van die vroeë kerk, eintlik soos 'n veldbrand, daar deur die destyds bekende wêreld. Maar in hierdie groot verhale, lees ons ook onder andere twee, kom ons sê maar klein verhale. Nie dat dit regtig klein is nie, maar menslik gesproke sou jy daaroor so kon dink. En dis twee gedeeltes in Handelinge 9, wat ons kry die eerste daarvan vers 32 tot 35, die genesing van Eneas, en dan ook vers 36 van hoofstuk 9 tot en met 43, die opwekking van Tabitha. Nou vriende, ons gaan eerskomende Sondag dan nou in die eredienste, soos wat ek gesê het, stil staan by vers 36 tot 43, hierdie verhaal van Tabitha wat uit die doodheid opgewek word. En ek wil vanmôre eintlik hierdie gedeelte, maar ook die een oor Eneas, die genesing van Eneas, sommer net rustig saam met jou deurlees. In my Bybel, bladsy 169, lees ek hierdie woorde in Handelinge 9 vers 32. Petrus, weet ons nou, Petrus, hierdie apostel, een van die disippels wat Jesus verloon het, maar wat eintlik kragtadig ook dan nou preek en mense tot bekering bring. Petrus het baie rondgereis en het op 'n keer ook by die gelowiges gekom wat in Lydda gewoon het. Daar het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom wat verlam en al 8 jaar lank bedleend was. Eneas, sê Petrus toe vir hom, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. Hy het dadelik opgestaan en al die mense van Lydda en die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. Pragtige verhaal, klein verhaal eintlik in die groter konteks van die Handelinge verhaal, vriende. Maar verhaal waar Petrus by hierdie man kom, Eneas, en vir hom sê, in die naam van Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. En dan gebeur dit. En amper as 'n mens wil sê, wow, ek wil dis 'n klein kort verhaaltjie, kort gedeelte, maar kragtadig van hoe hierdie man genees word. En voordat jy regtig mooi kan sê, wow, dan lees ons vers 36 verder. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Nou kan ek net gou hier onderbreek en sê, in die oorspronklike teks, in die Griekse teks, daardie 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, word eintlik gebruik om te sê dat sy 'n disipel van Jesus was, wat natuurlik ook eintlik in daardie tyd meer vir mans gereserveer was die term, maar hier sê, hierdie vrou was 'n volgeling van Jesus Christus, met die naam Tabitha, die Hebreëse naam dan nou, of Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. En juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, waarvan ons net gelees het by Eneas, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in 'n bokamer neergelê, soos wat die gebruik maar daardie tyd was. En aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is,
het hulle 2 mans na hom toegestuur met die versoek, kom toe gou na ons toe oor. Petrus het dadelik saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het 'n geruime tyd daar in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Nou, ek gaan nou nie vanmôre vriende 'n klomp goed oor hierdie teksgedeelte sê nie. Ek gaan Sondag so 'n bietjie by die Kuierkerk meer praat oor Piet Botha as by Kleinmondkerk wat ook gelivestream word. Hanteer hierdie selfde gedeelte. Wat vir my net interessant is dat ons in hierdie groot verhale van die handelinge van die apostels, dat hierdie 2 gedeeltes opgeteken word en 'n kort perikoop, 'n paar verse. En mense sou nou kon sê, ja, natuurlik spreek dit is ook opspraakwekkend, is dit ook buitengewoon. Ek bedoel, 'n man soos Petrus wat 'n man wat verlam was genees en 'n vrou wat gesterf het weer opwek tot lewe. Maar ek wonder of ons fokus op hierdie wonderverhale, genesingsverhale moet wees. Natuurlik is dit daar waar die evangelie begin versprei het God op hierdie manier gewerk, gekies om so te werk dan ook, dat dit eintlik opspraakwekkend was, dat mense tot geloof in Jesus Christus sou kom. Maar wat my opgeval het, vriende, veral dan van die verhaal van Tabitha, is dat hierdie vrou, Tabitha, Dorcas, dat sy 'n gelowige was, dat sy 'n disipel van die Here Jesus was, wat, sê die Handelinge vir ons, altyd besig was om goed te doen en die armes te help. En ek wonder sommer baie keer of ons nie as gelowiges dan ook verkeerdelik die sensasionele, die opspraakwekkende dinge soek en najag en daaroor praat, terwyl ons eintlik oor die gewone dade van gelowiges, daardie gehoorsaamheidsdade, soos wat Tabitha gedoen het, om mense te versorg en goed te doen, of ons nie baie meer daarop met klem lê nie. Of ons nie baie meer moet kyk in ons lewens, dat die klein goedjies wat ons almal elke dag doen, wat getuig van ons verhouding met die Here en sy grootheid in ons lewens nie. So, ek wil jou vandag uitnooi om hierdie Vrydag en môre so 'n bietjie te gebruik en te gaan kyk na jou eie lewe en hoe jy dalk ook beskryf kan word in die woorde van Tabitha, of wat oor haar gesê is, iemand wat altyd besig was om goed te doen en die armes te versorg, die armes te help. My tema vir Sondag, Piet se tema vir Sondag is, as gewone mense buitengewone goed doen. En daardie buitengewone goed is partykeer ook gewone goed wat die verskil maak in iemand anders se lewens. Kom ons sit so vriende, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons ook vanmôre u woord kan oopmaak en hierdie 2 kort gedeeltes kan lees, waarin vir ons beskryf word hoe Petrus kragtadig eintlik dan vir Eneas genees en vir Tabitha uit die dood opwek. Maar Vader, help ons om die Gees dan vanmôre ook raak te sien, hoe ons in die gewone alledaagse lewe getuies kan wees vir u koninkryk. Hoe ons doodeenvoudig deur goed te doen aan ander en armes by te staan en te help, hoe ons daardeur ook van u grootheid kan getuig. Dankie dat ons dit mag bid, dat ons u kan vertrou om vir ons gewone mense ook in staat te stel om hierdie buitengewone dinge mee besig te wees. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n goeie Vrydag. Mag dit vir jou 'n mooi naweek wees en Sondag, soos ek gesê het, is Piet Botha aan die woord en Kobus sal vir jou die skakel ook uitstuur vir die erediens. Volgende week Dinsdag gesels ons dan so 'n bietjie verder ook oor hierdie gedeelte. Mooi loop en 'n lekker naweek.